Daarom het insulien 'n teenwerker en dit is glikagon. So beide hormone word in dieselfde orgaan vervaardig, in die pankreas. So meer spesifiek in die eilandjies van Langerhans, in die pankreas. So die beta-selle vervaardig insulien, die alfa-selle direk langsaan vervaardig glikagon. En hierdie twee hormone is anatomies bure, maar funksioneel is hulle opponente. So dit vorm 'n natuurlike stelsel van kontrole in balans. So terwyl insulien roep vir die berging, roep glikagon vir die vrystelling. So glikagon bevorder die vrystelling van glikose uit die glikogeenvoorrade uit en dit bevorder vetoksidasie. Dit stimuleer ook vetvorming. So hierdie twee hormone is in 'n konstante trek en stoot verhouding. So die verhouding tussen hulle is een van die belangrikste bepalers van vetstoor en vetverbranding. So om glikagon te verstaan, moet ons eers die konteks verstaan waaruit hulle werk. En daardie konteks word hoofsaaklik deur insulien bepaal. So reeds in 1971 het Roger Ungerer die bihormonale hipotese voorgestel. En hy het gesê, dit is nie net absolute vlakke van insulien of glikagon wat saak maak nie. Dit is die verhouding tussen hulle wat tel. So na 'n koolhidraatryke maaltyd styg jou insulien en glikagon word onderdruk. En die verhouding skuif dan na die bergingsmodus. So die glikose word opgeneem en oormaat word glikogeen of vet. So vetverbranding word terselfdertyd gerem.